ons die Here se naam groot maak en ons is dankbaar. Wie van julle het 'n dankbare hart? Kan ons sien? Prys die Here. Is iemand wat vir eerste keer in hierdie kerk vanoggend is? Is hier iemand? Wat is jou naam, meneer? Sarel en Charlie, kom ons gee vir hulle 'n hande klap en welkom julle. Is jy ook vir die eerste keer hier? Maar dis nie die laaste keer nie. Amen. Hemelse Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Dankie vir U teenwoordigheid. Ons bid dat die Here se werk soos hy wil werk in hierdie kerk vanoggend in elkeen van ons harte. Dankie dat U God is wat mense se lewens verander. Amen. My naam is Simon Petrus. Dis ek, Simon Petrus. My pa se naam is Johannes. Johannes en ons het 'n besigheid gehad om vis te vang. En ons het altyd baie visse gevang. En eendag toe ons besig was om die nette reg te maak, kom daar iemand na ons toe en hulle sê sy naam is Jesus van Nasaret. En Jesus van Nasaret het gekom en hy het vir my gesê en vir my ander broers, volg my en ek gaan julle maak vissers van mense. Ons het die nette net so gelos en Jesus gevolg. En toe ons Jesus volg, het ons in 'n ander dimensie van wêreld ingegaan. Oral waar ons gegaan het ons gesien dat Jesus doen wonderwerke. Jesus was God self. Ons het God self beleef in ons lewensomstandighede. En ons het gesien hoe God mense genees. Ons het gesien hoe Jesus wonderwerke doen. Alles, dit was 'n wonderlike ervaring vir ons, vir my, Simon Petrus. En Jesus het vir my ook gesê, jy is Sefas, wat beteken rots. En al hierdie dinge het my hele lewe verander. En ek het ook agtergekom dat die godsdienstmense, die fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle was glad nie tevrede met wat Jesus gedoen het nie. En hulle wil Jesus doodgemaak het. En as julle wil verder lees oor my, dan wil ek julle aanmoedig om te gaan lees Matteus, die evangelies, Markus, Lukas en Johannes. En julle moet ook 'n Handelinge lees. Dan sal julle lees verder van my, Simon Petrus. En ek het ook 2 briewe geskryf, is Petrus 1 Petrus en 2 Petrus. Julle moet dit gaan lees. Dan sal julle ervaar wat het ons belewe as met Christus saam met hom te wandel. En al hierdie dinge, ek kan nie oor alles praat nie, ek wil net op 'n klein gedeelte daarvan praat. En Jesus het vir ons gesê, dat die owerstes, hulle gaan hom arresteer, hulle gaan hom doodmaak, en hy gaan sterf vir ons. Dit het my baie hartseer gemaak, want ek het al hierdie goed nie lekker verstaan nie, ek het nie verstaan, hoekom is dit so nie. En eendag toe ons by Getsemane was, het Jesus gebid, en hy het gesê, en die mense het gekom om hom te arresteer, ek was daar, ek is mos nie bang nie, ek gryp my swaard en ek wil hy man se kop afkap, maar gelukkig draai hy skuins en hy kap net sy oor af, en sy oor lê op die grond en Jesus vat die oor sê, nee Simon, nee, Petrus, jy moet nie so maak nie, hy genees hom net daar voor my oë, en hulle vat Jesus en Jesus sê, ek gaan vandag, gaan hulle my verraai, ek sê nooit, ek sal jy nie verraai nie. Ek sal met jy wees tot in die, ek sal die Here nie los nie. En Jesus sê vir my, Petrus, vandag, voor jy hand kraai, sal jy my 3 maal verloon. Ek sê, dis onmoontlik, ek kan dit nie doen nie, dis nie so nie, want ek is vir die Here. Lukas het weggehardloop, terwyl hy was nog jonk, hy was, hy het sy klere uitgehardloop, weggehardloop, die eerste kaalnaler, ek het al hierdie dinge gesien. En toe hulle Jesus wegvat, toe die mense aankom, het Judas, die man wat saam met ons was, hy kom en hy soen vir Jesus. En Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van 'n mens met 'n kus? En hulle het Jesus weggevat na die tempel toe, in die poorte. Ek het stadig saam gebeweeg en ek was bietjie skrikkerig, want ek weet nie wat om te verwag nie. En daar het 'n vuur gewees en ons het in die vuur gestaan, in die rook en die vuur. En iemand het na my toe gekom en sê, maar jy was ook saam met hulle. Ek sê, nee, ek was nie saam nie, ek ken nie hierdie man nie. En nog een het gekom. En 'n ander en 'n derde een het gekom en gesê, maar jy is deel van hulle.
ek hoor jou praat, jy praat net soos daai mense wat saam met hom was. Gelukkig die mans wat sy ore afgekap het nie daar was nie, want hy sou my herken het. En toe sê ek, nee, ek ken nie vir Jesus nie, 3 keer. En toe ek dit sê, toe hoor ek die haan kraai. En ek het bitter ontstel geword. Ek het gaan bid en sê, Here, help my, vergewe my. Ek het U verraai en ek het U verloon. Verder wat gebeur het, ek gaan net so 'n bietjie verder aan. En toe Jesus gesterf het, het hulle gesien, maar Jesus het opgestaan. Ek het nie Jesus gesien nie. En julle weet wat gebeur met mense wanneer hulle die Here dien en hulle sien wel. Ek was so teleurgesteld oor alles wat gebeur het. Hoe kan dit dan so gebeur? Ek het dan geglo dat Jesus gaan kom oorvat hier in die land en alles. Ek was verkeerd. En ek het gesit en ek het vir die mense gesê, kom ons gaan vang vis, man. Dis wat ek weet. Ek weet om vis te vang. Kom ons gaan. En ons het almal saam gegaan, ek en my broers, Jakobus en Johannes, en ons het weer gaan visvang. Ons het die hele nag vis gevang. Julle weet, visvang is nie maklik nie, jy moet gooi en trek, en ons weet waar die vis is. Ons het nie een vis gevang nie. En vroeg in die oggend, toe ons nader aan die strand kom, sien ons daar staan iemand, 'n persoon, en die persoon sê, het julle iets gevang, het julle 'n vis gevang? Ons sê, ons het niks gevang nie. Hy sê, nee man, gooi die aan die ander kant. Ek sê, maar man, ek ken visvang, ek kan nie aan die ander kant. Ek sê, wel, kom ons luister maar. En ek gooi die net aan die ander kant. En toe het ons 153 groot visse gevang. Hoewel ons die net nie geskeer het nie, het ons daai rekord visse gevang. En iemand kyk en hulle sê vir my, die persoon wat daar staan is Jesus. En ek het nie my regte boekleed en ek trek my klere aan en ons hardloop Jesus tegemoet. Maar ons het niks gesê nie. En toe ons daar kom, toe sien ek op die strand is 'n vuur. En toe ek daai vuur sien, toe kry ek 'n flashback. En onthou, laas toe ek Jesus gesien het by die vuur, het ek hom verloon. En ek het nie geweet wat om te sê nie, ons het nie baie met Jesus gepraat nie, ons het gesien is Jesus, maar nie een het hom gevra, is dit Jesus nie, maar ons het geweet is Jesus. En ek het daai flashback gekry en ek het gewonder, wat gaan nou gebeur? Wat gaan Jesus my sê? Ek kon hom nie in die oë kyk nie, want ek het hom ons verloon. En daar was ook vis, en nou wil ek verder lees in Johannes 21. Ek gaan dit nie lees nie, ek gaan dit sommer net praat. En na ontbyt, nadat ons klaar geëet het, ek kon Jesus nie in die oë kyk nie. En Jesus kyk my in die oë, en ek wonder wat gaan hy sê. Gaan hy my sê, maar Simon Petrus, hoekom het jy my verraai? Hoekom het jy my verloon? Hoekom het jy die ding gedoen aan my? En ek verwag dit. En Jesus kyk my, en hy sê vir my, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Kinders van die Here, vanoggend is Jesus nog steeds hierso. En hy vra vir my en vir jou, het jy my lief? Hy vra nie, wat het jy gedoen, en wat het jy gedoen in jou lewe wat verkeerd is. Jesus weet alles wat ek en jy gedoen het. Alles, alles, alles. En Jesus is vanoggend in ons kerk, en hy kyk ons, en hy vra, het jy my lief? So die vraag wat ek vanoggend vir myself, en vir elkeen van u vra, wat gaan jy antwoord, as Jesus jou vanoggend vra, het jy my lief? Hy vra, het jy my lief? En omdat ek weet, dat ek Jesus lief het ek gesê, ja Here, ek het U lief. En Jesus antwoord en hy sê, jy moet omsien na my lammers, kyk na die lammers, kyk na dit. Met daai woord het ek besef, maar Jesus het my gerestore. Jesus het my weer aangestel. Hy het my kom roep en gesê, ek gaan jou maak visser van mense. En daar, by die strand, het hy my weer aangestel. Nadat ek kom verloon het, nadat ek alles gedoen het, het hy my weer aangestel. En hy het vir my gesê, kyk na my lammers. Vanoggend is Jesus ook in ons kerk. En hy praat met elkeen van ons. En as jy sê, Jesus het jy die Here lief,
dan sê hy, kyk na my lammers. Wat bedoel hy as hy sê, kyk na my lammers? Ons lammers is klein skapies. En die kerk is al mense wat so pas hulle hart vir die Here gegee het. En Jesus sê vir my en vir ons kerk, kyk na hulle, sorg vir hulle, kyk na die lammers, kyk na hulle, sorg vir hulle. Hoe kyk jy na lammers, na klein ons het geleer mos, daar is 'n geestelike en 'n vleeslike lewe. Toe Nicodemus in die nag na Jesus toe gekom het, het hy gesê, maar wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerwe? Jesus het gesê, moet weergebore word. Nou, die weergeborenes, pas weergeborenes, dis die lammers. En Jesus sê vir my en vir jou, kyk na die lammers, kyk na die pasgebore mens. Hoe kyk jy na hulle? Ek dink om na lammers te kyk is om om te gee, om vir hulle te bid, om vir hulle te wys die regte pad, om 'n voorbeeld vir hulle te wees, om so te lewe dat hulle kan weet dat hulle kan opgroei. Ons moet hulle kos gee, ons moet mooi na hulle kyk. En ek het gedog, maar Jesus het klaar gepraat, want hy het my mens nou aangestel. Hy het my gesê, kyk na die lammers. Dit maak die saak nie, eintlik kwalifiseer ek nie, want ek het hom ons verloon. Kinders van die Here, vanoggend sê die Here vir ons, vir my, vir jou, vir ons kerk, kom ons kyk na die kleintjies, die mense wat nou net tot bekering gekom het. En daar's twee sake, die pas bekeerde mense en ook die kinders. Want Jesus het gesê in Matteus, dat elkeen wat 'n kleintjie ontvang my. En hy sê ons moet kyk na ons kinders, ons moet kyk, julle moet kyk na die kinders. En julle moet 'n voorbeeld vir hulle stel en vir hulle help en vir hulle bid en vir hulle help sodat hulle by Jesus kan uitkom, sodat hulle kan groei, geestelik kan groei. En hulle moet hulle kerk toe bring, 'n kerk en dis wat ons moet doen. En toe ek klaar vir Jesus gesê het, en die woord wat hy gebruik het in Grieks is agape, liefde, onvoorwaardelike liefde. Het jy my onvoorwaardelik lief? Ek sê ja, hy sê kyk na die kinders. En toe hy volgende vraag vra, toe vra hy my weer, het jy my lief? Jesus vra weer, 'n tweede keer, het jy my lief? Ek sê ja Here, ek het U lief, onvoorwaardelik lief. Hy sê pas my skape op. Pas my skape op. Ja Here, U weet goed dat ek U lief het. En Jesus sê, wees 'n goeie herder vir my skape. Jesus sê vir my en vir jou, ons moet goeie herders wees vir ons skape. Ons moet hulle oppas. En as julle my goed lees in 1 Petrus en 2 Petrus, sal julle mooi sien daar, hoe om 'n goeie herder te wees vir die skape. Ons moet nie die skape slaan, ons moet hulle nie sleg behandel nie, ons moet vir hulle sorg, ons moet hulle kos gee. Daar's mense wat baie keer na die kerk toe kom en sê, ek het niks ontvang by die kerk nie. Ons moet so wees by die kerk, dat ons kos gee, goddelike kos vir mense, omdat hulle geestelik groei. En amen, ons moet dit doen, dit is die werk wat die Here vir ons gegee het. Ons moet ons skape oppas. En wie is die herder van die skape? Die Here. Ek is nie die herder nie, ek is 'n herder van ons. Ja, maar ons elkeen is 'n herder van die skape. Kan julle amen sê daarop? Wie is die herder? Die goeie herder is Jesus. Maar hy is die herder. En hy sê vir my en vir jou, pas my skape op, kyk na hulle. Kyk dat hulle die regte pad loop. Vertel hulle van hierdie dinge van woke. Ek sien nou op die nuwe ding van TV, hulle wys daar 'n ding dat die twee babietjies is 'n animasie, twee kinders. Hulle soen mekaar, twee meisiekinders. Die wêreld sê dis reg. Die wêreld sê hierdie goed is reg en dit word al hoe erger. Kinders van die Here, ons moet ons skape oppas en vir hulle reg verduidelik hoe dit is. Dit is nie reg in die oë van die Here nie. Ons lewe in 'n wêreld waar alles wat abnormale dinge normaal geword het. Ons moet weer na die normaal toe kom. Baie dinge is nie reg in hierdie wêreld nie. Ons moet ons skape oppas. Ons moet kyk na hulle, ons moet die lammers kos gee en ons moet versorg vir hulle. En Jesus het 2 keer gesê, agape, die onvoorwaardelike liefde. En Jesus het 'n 3de keer gevra. Vir 'n 3de maal vra Jesus vir hom, Simon, seun van Jonas, het jy my lief? Petrus het hartseer geword omdat Jesus hom 'n 3de keer gevra, het jy my lief? Hy antwoord Jesus toe, Here, U weet alles, U weet dat ek U lief het. Waarop Jesus sê, sorg dat my skape genoeg het om te eet.
die derde woord van liefde, Griekse woord is phileo, liefde, broederliefde. Hy vra vir hom, het jy my lief, soos 'n broer lief het. Ons moet mekaar lief hê. Die woord van die Here sê, hoe sal ons weet as ons kinders van God is, wanneer daar liefde onder mekaar is, broederliefde onder mekaar, wanneer ons mekaar omsien vir mekaar, wanneer ons lief is vir mekaar, wanneer ons seker maak, Paulus het gesê, volg my soos ek Jesus volg. As hulle jou volg, gaan hulle by Jesus uitkom? Ek wil dit weer sê wat hy gesê het. En hy het hartseer geword, Simon Petrus, en hy sê, het jy my lief? En hy antwoord Jesus toe, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. En hy sê, sorg dat my skape genoeg het om te eet. Wanneer ons by die kerk kom, dan moet er genoeg wees, nie fisiese kos nie. Ons gaan nagmaal doen alles, maar ook geestelike kos. Sorg dat hulle genoeg het om te eet. Wanneer iemand jou vra oor jou lewe, dan moet jy altyd kan antwoord, wat is jou getuienis? Sorg dat jy, ek en u, en ek is eerste om te sê, dat daar genoeg is om te eet, wanneer ons by die kerk kom, en nie net in die kerk nie, wanneer ons mekaar kom. Dit is die woord wat ek vanoggend vir julle wil bring. En ek wil stil staan weer by hierdie woord. Het jy my lief? Het jy my lief? Ongeag. Jesus weet alles. Hy weet alles van my en van jou af. En dit is maklik vir hom, baie keer is die duiwel die aanklaer. Die duiwel kom en sê, maar jy sê het Jesus lief, maar wat van die en wat van daai en wat van dit? Vandag, en in hierdie tyd wat ons lewe, het Jesus daai goed al lank al vergeet. Hy het my nie gevra hoekom moet ek hom verloor nie. Hy het my gevra, het jy my lief? En as jy Jesus lief het, dan sal jy ook al die ander dinge wat jy weet. Elkeen van ons, ek gaan nie 'n lang lys maak van dinge wat verkeerd is nie, niks nie. As jy die Here lief het, sal jy daai goed los in die naam van Jesus. Ek wil elkeen aanmoedig, as daar iets is hierso wat veroorsaak, dat die liefde vir God afgegaan het, moet hy nou 'n besluit neem en sê, ja, Here, ek het U lief. En die Here gaan jou help om al daai goedes te los. Kan ons sê amen? Ek vra vir u weer, het u Jesus lief? As jy kan sê ja, dan sal hy vir jou help om hierdie goedes te los in die naam van Jesus. En ek het klaar gepreek en dis die boodskap wat ek vanoggend vir julle wil bring om te sê, het jy my lief? Mag hierdie woorde in ons harte klink. Mag ons elke oomblik van ons lewe hoor, wanneer Jesus vir jou sê, het jy my lief? En wat gaan jy antwoord daaroor? Wat gaan jy sê? Het jy Jesus lief? En as jy hom lief het, dan gaan jy al hierdie goed regkom. Die liefde van Jesus vat al die ander dinge weg. Die liefde van Jesus. Die liefde van Jesus. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat U met my praat vanoggend in hierdie kerk. Dankie dat ek die stem van die Here hoor. Dankie dat U met die kerk praat. Die kerk is die gemeenskap, dis almal hier by mekaar. Dankie dat U vir ons vra het ons U lief. Here, ek wil saam met my kerkraad en saam met elkeen wat hier sit, sê Here, ek het U lief. Ons het U lief. Ons het U lief, Here, en ons het U nodig, en ons kan nie sonder U nie. En ons bid dat die Here vir ons sal help. In die naam van Jesus, ons het U lief. Dankie Here dat al die ou dinge, al die verkeerde dinge wat ons gedoen het, dat dit vir die Here, U woord sê, God is getrou en regverdig. As jy jou sonde bely, dan vergewe hy jou. Dink nooit weer daaraan nie. Dankie dat die ou dinge verby is, dat daar nuwe dinge is. Dankie Here, dankie vir Simon Petrus se verhaal. Dankie dat ons dit kan beamoen vandag. En dankie dat ons hier is om te sê, Here, ons het U lief. Met dieselfde woorde sê ons het U nodig, Here. Ons kan nie sonder U nie. En ons bid dit in die naam van Jesus, dat ons die liefde wat ons het vir Jesus elke dag sal demonstreer in ons leefwyse, in ons woorde, in ons gedrag, in alles wat ons doen. Ons het U lief, Jesus. Amen. Ek wil hê jy moet net self daar sit en net jou oë toemaak en net vir die Here weer en sê, Here, ek het U lief. Kom ons doen dit net. Heilige Gees, dankie dat U hier is. Dankie dat U vaardig is in hierdie kerk vanoggend. En dat elkeen van ons hoor wanneer die Here vir ons vra, het jy my lief?
Ek wil bid, Here, dat ons, terwyl ons oë gesluit is, dat ons kan ja sê vir die Here. Dankie dat U 3 keer gevra het. En die vraag vir ons, dit is die vraag wat die Here vra vir die wêreld, dit is die vraag wat die Here vir U vra, vir ons vra, dat ons dit sal antwoord om te sê, ja Here, ons het U lief. Amen. Simon Petrus het ook 'n pad van lyding geloop. Simon Petrus sê hulle die dag toe, toe hulle vir hom gesê het, jy is skuldig om die Here lief te hê, en jy is skuldig vir dit, en jy is skuldig vir dat, het hulle gesê, ons gaan jou ook kruisig. Het jy iets te sê oor hierdie kruisiging? Want ons gaan jou kruisig nou. Simon Petrus het gesê, ek het niks om te sê nie. Al wat ek wil sê, ek is nie waardig om soos Jesus te gekruisig te word nie. Ek wil hê dat julle met my onderste bo kruisig. Ek is nie waardig om soos Jesus gekruisig te word nie. Dis die einde van Simon Petrus.